Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou, Valentynsdag is op pad en oral sien jy rooi harte en spesiale aanbiedinge, mense wat praat oor ware liefde en vlamme en chemistry en daardie spark tussen twee mense. Maar kom ons raak vir so 'n oombliekie stil tussen al die rose en sjokolade en ons praat 'n bietjie reguit met mekaar en vra vir onsself die vraag: hoe meet jy liefde? Want as jy mooi daar dink, meeste mense liefde is soos 'n belegging. Jy sit iets in en jy verwag dat jy iets moet terugkry. Jy wil groei sien. Jy wil wins wys. Niemand begin met 'n verhouding met die idee van ek hoop ek breek net eers geluid nie of kom ons kyk maar wat gebeur nie. Nee, jy wil daardie spectacular groei hê. Daardie uitskieter verhouding wees, daardie wow gevoel in jou binneste hê. Maar is een ding wat baie min mense actually besef is baie keer om net jou oorspronklike kapitaal terug te kry is ook 'n vorm van wins, veral in tye waar die mark rondom jou crash en ander rondom jou alles verloor. In beleggings soek mense daardie grafiek wat uitskiet, daardie groot spikes, daardie groot wins, die groot oscillasie. Vandag is hy bo en môre is hy nog hoër en hoër en hoër en hy gaan nooit ophou om op te gaan. En dit lyk exciting en dit voel exciting. Dis Instagram liefde, dis vuurwerke en dis ekstase. Maar wat mense nie altyd besef nie is wat saam met daardie spike kom. Want elke groot opwaartse skoot het gewoonlik ook 'n afwaartse val. Die uitskieter is nie altyd die realisties of regtig gefundeerd in waarheid nie. En daardie val maak jou moeg. Dit maak jou angstig. Dit hou jou konstant op jou tone. Jy kyk elke dag, is ons op? Is ons af? Is sy nog in en is sy daar en is hy nog lief vir my? Of is ons besig om te gly? En dis 'n verhouding wat jou senuwees uitbrand en jou moeg maak. Ja, dan is daar daardie ander tipe belegging. Daardie een wat ons baie keer sal dink wat boring is. Daardie spaarrekening by die bank. Daar's geen fireworks nie, daar's geen drama nie en die groei is 'n klein katspoegies, klein winsies elke maand, elke week, elke jaar, elke 10 jaar. En dan kyk jy en jy dink, dis nie impressive nie. Maar hier is die geheim, hy verloor nie. Hy hou nie jou emosie gijslaar nie. Hy vra nie konstante paniek en monitering nie. Hy gee jou rus, stabiliteit en veiligheid. En voor jy jou oë uitvee oor tyd en oor jare en oor seisoene, sit jy met 'n groot wins. Nie omdat dit flashy was op die kort termyn nie, maar omdat dit konstant was. Dit is die tipe liefde wat werk. Dis 'n verhouding wat werk. Liefde wat nie elke week of elke dag bewys hoef te word deur 'n dramatiese gebaar nie. Liefde wat wys in 'n klein goedjie soos ek kies jou weer vandag. Ek praat sag met jou, ek respekteer jou, ek bou jou, ek breek jou nie, ek is daar vir jou, ek bly. Nou kom ons praat oor die deel wat niemand op Valentynskaartjies sit nie en dis dalk die verlies wat ons voel. Want hier is die ware en die harde waarheid. Wanneer jy vertroue verloor in 'n verhouding, wanneer jy seer maak of seer gemaak word, teleurstel of afskeep, dan daal die waarde van daai belegging vir jou. En kom ons maak 'n bietjie prakties. Kom ons sê jy begin met R100 en jou verhouding is gesond en vertroue is daar en respek is daar en alles loop mooi. En dan gebeur daar iets. 10% verlies. En nou skielik is die waarde R90. En baie mense dink, ag, weet jy wat? Dis fyn. Ek kan dit net opmaak met 10% effort en dan is ons terug waar ons was. Maar nee, dit werk nie so nie. Want R90, die 10% val, moet met 11% groei om weer by die R100 uit te kom. En as jy dan nog weer 10% verloor en dan sit jy op 20% onder, dan kort jy 25% se groei en effort om terug te keer na normaal toe. So sien jy wat gebeur? Elke keer wat jy agteruit boer met woorde, met optrede, met nalatigheid, maak jy die berg wat jy moet klim hoër en hoër en hoër. Miskien is dit hoekom mense so moeg raak in verhoudings, nie omdat daar geen liefde is nie, maar omdat hulle konstant besig is om skade te herstel. Die energie gaan daarin om terug te kom waar hulle eens was, eerder as om vorentoe te beweeg. So dalk moet ons fokus skuif. Miskien moet ons eerste doel nie wees om groot spikes van ekstase die hele tyd na te jaag nie. Miskien moet die eerste doel wees om te sê, moenie verloor wat jy het nie, pas op wat jy het. Moenie vandag agteruit gaan nie, moenie met jou woorde sny, moenie onnodig wantroue saai nie, moenie klein disrespekvol dingetjies laat ophoop en insypel in jou verhouding nie. Want elke klein verlies kos later meer effort om terug te kom en reg te maak.
Wat as liefde meer soos daardie spaarrekening moet lyk? Klein daaglikse deposits, dankbaarheid, vrede, harmonie, daai woorde wat sê, dankie dat jy, of ek waardeer jou vir, of ek sien wat jy doen. Daardie goed lyk nie altyd spectacular nie, maar dit gaan nie viral nie, maar dis die goed wat bou. En oor tyd word daardie klein stappies 'n reuse wins. So net voor Valentynsdag vra jouself, fokus ek net op die groot emosionele highs, of bou ek elke dag aan iets stabiels en 'n verhouding wat hou? Onthou weer hoekom jy gekies het, hoekom jy begin het om daardie persoon lief te hê, wat jou laat sê het, jy is my mens. Moenie altyd fokus op die verliese en die tekortkomings in mense nie, want waarop jy fokus, dit vergroot en word erger. Natuurlik mag ekstase daar wees, groot oomblikke mag daar wees, maar die liefde wat hou is die liefde wat stadig groei, die liefde wat nie elke week dramaties moet herstel nie, die liefde wat konstant deposito's in mekaar se lewens maak. Want op die ou einde is 'n verhouding nie 'n lotery nie, dis 'n langtermynbelegging. En die slim belegger weet, beskerm eers jou kapitaal en dan bou jy wins, stukkie vir stukkie, oor tyd, met wysheid en met geduld. En voor jy jou oë uitvee, sit jy met iets kosbaars, wat nie net mooi lyk nie, maar veilig voel, oor tyd en vir altyd. Ek hoop jy 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam stap, mooi loop.